Welkom terug, en vandag is ons by les 8, en het sê, my geestesdenke is behep met gedagtes uit die verlede. Hierdie idee is natuurlijk die rede waarom jy slegs die verlede sien. Niemand sien werklik iets nie. Hy sien maar net sy gedagtes wat na buite geprojekteer word. Die geestesdenke se beheptheid met die verlede is die oorsaak van die verkeerde opvatting oor tyd waaronder jou waarneming lê. Jou geestesdenke kan nie die hede wat die enigste tyd wat daar is, begryp nie. Dit kan daarom nie tyd begryp nie, en kan in werklikheid niks begryp nie. Die enigste volkome ware gedagte wat 'n mens oor die verlede kan hê, is dat dit nie hier is nie. Om dus hoegenaamd daaroor te dink, is om oor illusies te dink. Baie min mense besef wat dit nou eintlik behels of selfs beteken om 'n prentjie te vorm van die verlede of om die toekoms te antisipeer. Wanneer die geestesdenke dit doen, is dit in werklikheid leeg, want dit dink nie wesenlik oor iets nie. Die doel met vandag se oefeninge is om te begin om jou geestesdenke te oefen, om te sien wanneer dit in werklikheid glad nie dink nie. Solang gedagtelose idees jou geestesdenke in beslag neem, word die waarheid geblokkeer. Die eerste stap om die pad na visie te open, is die erkenning dat jou geestesdenke tot dusver bloot leeg was, eerder as om te bly glo dat dit met regte idees gevul is. Vandag se oefeninge moet met geslote oë gedoen word. Dit is omdat jy in werklikheid niks kan sien nie, en dit so makliker is om in te sien dat, ongeag van hoe duidelik jy ook al 'n gedagte mag voorstel, jy inderwaarheid niks sien nie. Ondersoek jou geestesdenke vir die gewone minuut lank, maar met so min as moontlik insette van jou kant. En let bloot op die gedagtes wat jy daar vind. Benoem elkeen volgens die sentrale figuur of tema wat daarin voorkom, en gaan oor na die volgende een. Begin die oefenperiode deur te sê, dit lyk of ek dink aan, vul in. Benoem dan elke gedagte spesifiek, byvoorbeeld, dit lyk of ek dink aan naam van 'n persoon, aan 'n naam van 'n objek, aan 'n naam van 'n emosie, ensovoorts. En sluit dan die tyd van ondersoek van jou geestesdenke ten slotte af met, maar my geestesdenke is behep met gedagtes uit die verlede. Dit kan 4 of 5 keer gedurende die dag gedoen word, tensy jy dit irriterend vind. As jy dit veel eisend vind, is 3 of 4 keer voldoende. Jy mag dit egter nuttig vind om jou irritasie of enige emosie wat vandag se idee moontlik veroorsaak, in te sluit by hierdie ondersoek van jou geestesdenke. Dankie dat jy hier is. Onthou om die les te oefen. Vergewe, sien anders, leef in lig.